Met hierdie weeklikse oorsig voeg skade genade graag waarde toe tot jou boerdery. Ons versekeringsprodukte doen dit ook. Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willems. Ons gesels 'n bietjie 'n klompie goeie nuus hierdie week om jou af te skop. Dit begin reën in die somersaai gebiede, die trekkers dreun en die boere beplan om bietjie meer mielies te plant as laas jaar en van die ander gewasse te verminder. Nog goeie nuus, saam daarmee is die verwagting dat La Nina gaan voortduur tot so Februarie Maart se kant. So dit gee ons regtig die geleentheid om weer so by die 15-16 miljoen ton te oes en uitvoere wat sal voortgaan. Nog goeie nuus, Suid-Afrika is van die sogenaamde grys lys van die wêreld afgehaal, waar ons finansiële owerhede baie hard gewerk het om aan die vereistes te voldoen. Dit kom daarop neer dat maatreëls om geldwasery te beperk baie ernstig opgeknap is en so dat potensiële geld na terroriste organisasies kan vloei. Nou, hoekom dit belangrik is, dit maak dit vir ander lande en besighede baie makliker om met ons besigheid te doen. En daar is selfs ontleeders wat meen dit kan help om die rand te versterk. Nou inderdaad, die rand het versterk. Hierdie week hier by die R17.10 het mooi as jy grafiek kyk 'n afwaartse versterkende tendens. Olieprys ry maar 'n bietjie wipplank afhangende wat meneer Trump sê, maar dit bly rondom 64, soos verwag in November maand 'n brandstofprysdaling en natuurlik weer in Desember, hopelik. Nog goeie nuus, ons uitvoerhawens is ernstig opgeknap. Dit gaan heelwat beter. Durban hawe se privatisering is aan die gang. Kaapstad hawe is opgeknap en die sitrusboere rapporteer dat hulle hierdie seisoen 'n rekord 202 miljoen kartonne uitgevoer het. Die grootste deel natuurlik deur Kaapstad. Hulle was ook suksesvol om bietjie die Trump se tariewe vry te spring, maar die resultaat was daar was 'n baie groot opeenhoping in Europa wat natuurlik 'n effek op die pryse het. Dan ook Zimbabwe. Bekend gemaak die laaste week of wat hulle die invoerverbod van SA mielies opgehef. Hulle het so oepsie net 'n fout gemaak met hulle oeskatting, hulle regering. Hulle het gedink dit is 2 miljoen ton, maar skynbaar sê die privaat mense is so tussen 1 en 1,2 miljoen ton. So Zimbabwe is in die mark vir ernstige invoere. Hulle het reeds begin nou ietsie meer daaroor. Maar wat interessant is ook, hulle gaan hulle meelens dwing in die volgende 2-3 jaar om al hoe meer mielies plaaslik te koop. Hulle wil hê oor 3 jaar moet die mielies alles plaaslik koop. En natuurlik, dit gaan afhang of die klein boere daarby kan uitkom. En dan natuurlik die Amerikaners se regering is nog steeds onder sogenaamde shutdown, 4 weke sonder verslae, alhoewel privaat verslae dui dat hulle mielieoes so 72% gestroop en sojabone 84 met redelik goeie opbrengste. So wees maar versigtig wanneer hierdie verslae gaan begin uitkom, kan hulle die mark 'n bietjie laat rondspring. Dan meneer Trump het natuurlik met China weer geboelie. Hulle gaan nou weer sojabone by Amerika koop en dit het nou natuurlik weer ander ongemaklikhede. Van die boere vra vir my, hoekom styg die internasionale goudprys so? Wat dryf dit? Daar is 'n paar faktore, maar net gou die laaste 12 maande het die goudprys met amper 54% gestyg in dollarterme. Dit het so 'n bietjie teruggesak die laaste week of 2, soos hulle sê, 'n bietjie asem geskep. Kreerrande ook natuurlik baie duurder, hier by die 72-75 000 kreerrand. En die alle aandele op die indeks het net met so 27% gestyg. So, goud bly belangrik. Waarom is goud belangrik? Nou nie daaroor. Ons het ongelukkig ons dominante posisie in die wêreld verloor as 'n goudprodusent weens die ANC se verkeerde mynboubeleid. Nogtans is die raming ons het laas jaar so 150 miljard se goud uitgevoer en met die baie hoër prys verwag ons kan hierdie jaar 225 miljard uitvoer. So dis 'n redelike sterk styging in invoer of uitvoerverdienste daarmee saam. En natuurlik goudmyne maak goed geld op die oomblik en so ook goudaandele in goudmyne. Nou waarom daar gekyk word na goud internasionaal van die faktore is, beleggers is bang vir meneer Trump en dat die dollar sy waarde gaan begin verloor. So dis 'n verskansing, hulle noem dit 'n verskansing teen papiergeld. Nou die FSA dollar het reeds so 15-17% van sy waarde verloor, sedert meneer Trump begin het met sy stories, maar ook belangrik, papiergeld ruil vir goud. Tweede een is, in onsekere tye is en groot markrisiko's oor die eeue heen, bly goud 'n verskansing.
En dan ook die vrees dat die dollar heel wat waarde gaan verloor, wie meneer Trump wil rentekoerse verder verlaag. So hulle dink goud is 'n goeie verskanser. Internasionale beleggers ook interessant. Mense hou al hoe meer dollars in reserve. So hulle skuif oor na goud toe. Dit is nou maar die stories van die laaste ruk, gaan die dollar sy dominante posisie verloor. So dit is aan die gang, maar een van die ander groot faktore wat gebeur, reservebanke in die wêreld ruil hulle dollar reserves vir goud. Nou hulle koop redelike hoeveelhede goud aan 200, 300, 400 ton die laaste rukkie en hulle vervang hulle papierreserves dollars dan nou met goud. So goud word regtig gesien as 'n belangrike bate in die tyd. Onthou ook, dis nie net die kreerrand nie, jy kry American Gold Eagles, jy kry Canada se Canadian Gold Maple. En daar is selfs stories dat Rusland met al die beperkings op hulle regtig goud op vliegtuie laai, dit uitvat en dan dit betaal vir dit wat hulle moet invoer met fisiese goud. Onthou ook natuurlik 'n kreerrand kan jy in jou sak sit en oor die grens stap. Kom ons vat 'n breek, dan praat ons oor die markte. Maak gerus kontak met Skadegenade. Ons verteenwoordiger se besonderhede is op ons webwerf. Skadegenade, steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars en natuurlik dankie aan Skadegenade. Praat groot asseblief met hulle as julle haalversekering wil doen. Dit is maar onstuimig die hale. Mense sien groot haalkorrels, fotos. Hulle kan jou regtig 'n klomp geld spaar en jou net so effektief bedekking gee teen potensiële skades. Nou die eerste plantvoorneme is bekend gemaak deur die oeskattingskomitee. Klompie hektare na mielies geskuif, so 2,5% meer, so 2,66 miljoen hektaar, so rapsie meer as laas jaar. Dit is veral verskywing vanaf die groot gedeeltes, nie maar droëbone, sonneblom en sorghum gaan minder geplant word. Dis veral geelmielies wat bietjie sterker stygings toon. En dan pryse, natuurlik die week of laasweek eintlik begin styg met Zimbabwe se aankondiging van invoere, het so 'n bietjie teruggesak. Witmielies hier rondom 3700 vir Julie en geel ook hier by die 3600. Nou Zimbabwe het vinnig ingespring. Ons het al reeds 150,000 ton uitgevoer na hulle die laaste paar weke en dit stat die prys. In totaal het ons so by die 450,000 ton geelmielies reeds uitgevoer, dis substansieel, en 350,000 ton witmielies. Kusinvoere van geelmielies het gestop. 77,000 ton is net te duur op die oomblik om in te voer. En dan China, groot nuus by sojabone. Nou Trump het China gedwing om Amerikaanse sojabone te koop, so 'n bietjie verligting vir die Amerikaanse boere. Gaan die pryse 'n bietjie stit daar, maar hulle is ook so 84% klaar gestroop by hulle. By ons Safex-prys bietjie onder druk gekom hier na R7,100 per ton na die vorige week of twee se styging. En interessant, hy hou vir volgende jaar Mei maand redelik op hierdie prysvlakke rond. Plantvoorneme is 'n klein bietjie hoër, nie vreeslik nie, na 1,18 miljoen hektaar. Sonneblomsaad se plantvoorneme is redelik laag, so 20,000 laer na 531,000 hektaar. Boere bly maar skrikkerig vir siektes. Laas jaar het klompie swak opbrengste gehad, sekere dele, maar volgende jaar oestyd R9,300 per ton, regtig iets om te oorweeg. Koringstroopproses aan die gang, daar so 250-300,000 ton gelewer. Prys steek vas op 5,800 en natuurlik die ou rede, die regering pas nie die invoertarief aan nie. Die invoertarief moet gelig word van R851 per ton na R980 per ton volgens die formule. Hulle doen dit nie, dit klink nie baie nie, maar R140 per ton vir boere in die Wes-Kaap is baie geld. In die veemarkte, dankie vir die boere wat hulle pryse ook deurgee, natuurlik die ander bronne. Pryse hou besonder goed. Veral die beesklas A by R72 per kilogram, AB grade R70 per kilogram. Terloops verbruikers kla baie en sê die vleispryse op die rakke het regtig hand uitgeruk. En baie klagtes daaroor en bietjie oor die kwaliteit ook. Klas C redelik stabiel, R61 per kilogram. En dan speelkalfpryse wissel nogal redelik en dit is hier rondom 38 en selfs streke wat R40 per kilogram rapporteer. Maar dis veral swaarder speenkalvers. So dis interessant wat dit daarby hou. Nou my sommetjie wat ek maak op die syfers beskikbaar. Dit lyk vir ons dat hierdie jaar 2025 gaan ons so luister gou luisteraars 1,5 miljard minder verdien aan uitvoerverdienste met beesvleis.
So dis geld wat minder in die beestelsel inkom. Dis baie geld. Dit sluit plaasverliese uit, ook die voerkraalverliese wat seker nog etlike honderde miljarde rande kan wees. Ek gee vir julle 'n grafiekie aan waar dit bietjie wys. Hierdie grafiek wys vir julle die daling in uitvoere van beesvleis. Die rooi is natuurlik hierdie jaar sover reeds gesê by die 1.5 miljard minder wat ons verdien. Ons praat ook van die minder speenkalvers wat in Namibië na ons toe inkom. En ook ons slag heelwat minder beeste as 'n jaar terug. Nou dit tel alles bymekaar en ek dink dit sal nie snaaks wees om te praat van 2 miljard rand verlies in die beesbedryf sover die jaar nie. Interessant, luister gou. Beeslagtings in 2025 September alleen 30.000 minder beeste. Maandeliks jaar tot datum teenoor laas jaar 20.000 per maand minder. Nou die bekommernis hiervan is dit hoop op plase op. Eerens sal die diere moet mark toe kom. Natuurlik wat help, Namibië speenkalvers na ons het drasties minder geword. Laas jaar so 357.000 speenkalvers na ons toe gekom. Hierdie jaar net 53.000. Hulle het goeie rede, hulle bou kuddes, maar hulle uitvoerslagpale is begin op nou aan die gang kom en hulle voer self verder uit. So dit kos ons groot klomp geld en ek dink dis hoekom boere nou die regering aanvat met hofsaake en goed wat niks minder as reg is nie. Lamvleispryse hou nogal ook hier by 106, 107, so 'n bietjie laer party streke. Klas C nog goed 78 tot 82 natuurlik tot Desember toe kan ons 'n bietjie stygings sien. Wolpryse sukkel bietjie teruggesak, nie na 202 natuurlik met China en alles wat daarmee aangaan. Terwyl varkvleis stabiel bly hier by 7.38, hy gaan sekerlik hier rond begin piek en hoendervleis hier by R35 per kilogram. Dis die nuus vir die week. Groete van Johan Willemse.